Goeiedag vriende, ons lees vandag 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Ons lees uit die 2020 vertaling. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses, nie baie invloedrykes, of mense van adellijke afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam, en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wel iets was tot niet te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wat is die boodskap van die kruis? Alle mense is sondig, daar is niemand regverdig nie. Niemand kan sy eie sondeskuld betaal nie. Niemand kan homself red deur goeie werke nie. Jesus betaal die sondeskuld vir gelowiges deur aan die kruis te sterf. Hy staan op uit die dood. Hy gee aan die gelowige 'n nuwe lewe en die ewige lewe. Hy skep 'n nuwe verhouding tussen God en die mens. Vir ongelowiges is so 'n boodskap onsin. Waarom kan ek niks doen om myself te red nie? Waarom sal 'n God homself so verneder? Die slimste mense sou nooit so iets uitgedink het nie. Daarom is daar vandag nog baie mense wat sê dat dit dom is om 'n Christen te wees. Hulle sê dat 'n mens eerder die wetenskap moet glo en dat die dinge in die Bybel net soveel werd is as feeverhale. Dit is ook wat die Jode en Grieke gedink het in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het. Die Jode het gesê, sien is glo. As jy vir my God se grootheid en redding kan wys met wondertekens en tasbare bewyse, sal ek dit glo. Die Grieke het weer gesoek na logiese redenasies. Jy moet die feite logies kan verduidelik en dit moet alles sin maak. Dan sal hulle glo. Maar dis nie moontlik nie, want dit is God se wysheid. Kyk byvoorbeeld na die maagdelike geboorte. Die Jode sê dat hulle dit sal glo as hulle dit sien. Maar Maria het aan niemand bewys dat sy 'n maagd was tydens haar swangerskap nie, en daarom het hulle dit nie geglo nie. Toe die Grieke daarvan hoor, het hulle dit ook nie geglo nie, want dit kan nie met redenasie bewys word nie. Tog glo gelowiges dit, want hulle glo. God het aan hulle die geloof gegee om sy beloftes en dade te glo, om sy groot wysheid raak te sien. God het juis sy redding op so 'n unieke manier beplan. Geen mens sou so iets kon uitdink nie. Dit is 'n bewys dat dit werklik van God kom en nie van mense nie. Vir gelowiges het hierdie boodskap groot wysheid en groot waarde. Vers 24 sê, vir diegene wat geroep is Christus die krag van God en die wysheid van God. Jesus Christus is al die wysheid wat ons ooit nodig kan hê. Dit lyk dalk vir die wêreld dwaas,
Maar wanneer jy 'n geroepe heilige van God is, weet jy dat die evangelie wysheid is. Dan verstaan jy dat dit werklik die enigste manier van redding is. Dan glo jy in Christus se redding. Dan vertrou jy op die leiding van die Heilige Gees om jou die krag te gee om as kind van God te volhard tot aan die einde van jou aardse lewe. Kom ons bid saam. Here, U is ons redder, herder en heerser oor alle dinge. U gee vir ons 'n nuwe lewe omdat U gesterf het en uit die dood opgestaan het. U verlos ons uit die mag van die sonde sodat ons U kan dien en eer. Vir die wêreld is dit dwaasheid omdat hulle dit nie wil glo of wil aanvaar nie. Maar dit is die wysheid waardeur U verlossing gee, waardeur U vir ons 'n nuwe lewe gee. Dankie dat ons daaraan deel mag hê. Ons dank U vir gesondheid en vir die daaglikse werk wat ons kan doen. Ons dank U vir U sorg en die leiding wat U vir ons gee. Ons doen voorbidding vir ons regering. Ons vra dat U hulle werk sal seën en dat U vir hulle wysheid sal gee in die besluite wat hulle moet neem. Ons doen voorbidding vir ons land en die droogte wat daar is. Ons vra dat U uitkom sal gee en dat U reën sal gee. Ons vra dat U ons daaraan ook genadig sal wees. Ons vra ook dat U die werk van ons boere sal seën. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.